Goeiemôre broeders en susters en kinders. Enkele afkondigings vanoggend voor die erediens. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die diakonale bystandsfonds. En as die Here wil, volgende Sondag, wanneer dit ook gebruiklik is by nagmaal vir die kerkas by die deure. Dan 'n belangrike herinnering daaraan wat eredienste betref, eerskomende donderdag om 7:00 donderdag aand hier in ons kerkgebou het ons 'n gesamentlike erediens met al die kerke aan hierdie kant van die Apiesrivier, Kameeldrif, Montana Poort en Anlin gemeente, en dit is dan die jaarlikse hemelvaart erediens. Ek weet die susters vra gewoonlik ook dat ons ook die wat kan 'n pot sop saambring. So kom ons gee ons name ook deur daar vir die susters, dat ons ook bereid is om 'n pot sop saam te bring. Dan gaan ons na die tyd almal saam eet en 9:00 is almal weer in die bed en slaap hulle lekker. So die kinders kan ook kom. Ja. As almal het nou die pantoffels gesien, maar die eienaar het opgedag, Charles, jou pantoffels is by my. Hy het Vrydag met sy pantoffels hier aangekom en toe sy ma wil ry, toe het hy nie meer pantoffels nie. Maar gelukkig het oom Dirk dit iewers opgetel vanoggend en hier vir my gesit. Kom ons sit so en dan raak ons stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Psalm 68. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 15. Nadat ons dit gesing het, bly ons staan om ons geloof saam te bely.
Kom ons bely weer ons geloof in die woorde van die 12 artikels, en wanneer ons dit bely, dan weet ons doen dit nie alleen nie, ons doen dit saam met die kerk van alle tye. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die vraag word gevra, hoe lei die wet van die Here? Dan ken ons die wet van die Here, want dit is vir ons opgeteken in Eksodus 20, waar daar geskryf staan, God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord hierop, broeders en susters, met die sing van Psalm 51, daarvan vers 6.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, so kan ons ook vanoggend saam met Dawid sing en ons eie skuld voor U bely. Wanneer ons na die 10 gebooie luister, dan word ons keer op keer hiermee ook gekonfronteer dat ons sondaar mense is. Maar ons dank U dat ons mag weet dat dit waarvoor Dawid gepleit het, ons dit kan beleef. Die verlossing wat daar is in Jesus Christus ons Here. En dat juis deur dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha, elkeen van ons nou met vrymoedigheid na U toe kan kom. Vrymoedigheid U kan dien. Omdat ons weet daar is niks wat skeiding tussen U en ons bring nie. Selfs nie ons eie sondige natuur nie. Maar ons vra ook dat U ons ook deur die Gees so sal lei, dat ons werklik tot bekering sal kom waar daar sonde in ons lewens is, dat ons na U toe sal draai en sal lewe soos U wil hê ons moet leef. Daarom vra ons dat U ook vanoggend die verkondiging van die woord in ons lewens sal seën, dat ons sal hoor en sal verstaan en sal gaan doen dit wat U vir ons vra. Dat elkeen van ons ook deur ons lewens U sal aanbid in alles wat ons sê en dink en doen. Ons weet ook dat daar baie mense is wat graag vanoggend hier saam met ons sou wou wees, maar wat weens hulle omstandighede en hulle gesondheid, hulle ouderdom daarin verhinder word. Daarom dra ons hulle elkeen ook aan U Vader sorg op. En waar ons volgende week ook die heilige nagmaal as dit U wil is sal vier, bid ons Here dat U ook daarop nie die evangelie aan elkeen van ons sal bevestig en dat U daardeur ook elkeen van ons sal oproep tot die nuwe lewe wat ons in Christus het. Ons vra ook Here dat U oor die hele wêreld U kerk sal seën, dat U ons sal bewaar van die bose en dat U deur ons lewens U koninkryk sal sigbaar maak. Ons vra dit want ons erken U is die gewer van alle goeie gawes. En aan U en ons Here Jesus Christus kom toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vanoggend luister, broeders en susters, na 'n gedeelte uit die boek Hebreërs uit, daarvan hoofstuk 10, vers 19 tot 25. Daar skryf die skrywer vir ons broers: Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en wat na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as die groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly,
soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend en in besonder dan daardie vers. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons gaan vanoggend by daardie vers stil staan. Maar voordat ons dit doen, sing ons nou eers saam uit Psalm 113 en ons sing daarvan saam die eerste en die tweede vers. Een van die grootste probleme deur die kerkgeskiedenis. As ek praat van die kerkgeskiedenis, dan begin 'n mens hier by Hebreërs 10 al 'n probleem. Op elke, noem dit maar, kerkraadsvergadering word hierdie probleem ook hanteer en aangespreek. By sommige mense is die probleem ooglopend, by ander nie so sigbaar nie. Wat is dit waarvan ek praat? Daar's te veel mense wat sê hulle glo in God, maar te min wat hom aanbid. Daar's te veel mense wat sê ons glo in die Here, maar te min mense wat hom werklik aanbid. En dis ook ons tema vir vanoggend. Ons lewe voor God is 'n lewe van aanbidding. En dis die probleem. Baie mense erken God se bestaan, maar misken God se teenwoordigheid in hulle lewens van dag tot dag. Hoe sien 'n mens dit? Baie eenvoudig. Kyk maar na lidmaatregisters. Dan praat ek van ons eie gemeentes en ek praat van ons klasses, ons kerkverband in Suid-Afrika, maar ook alle ander kerke. Dit is baie interessant, as jy na die lidmaatregisters gaan kyk, gaan jy sien, daar's duisende gelowiges. Maar as jy deel word van 'n gemeente, dan kom jy agter, net 'n klein groepie van hulle is aktief werksaam binne 'n gemeente of met die werk van God elke dag. Jy kan selfs praat van erediens bywoning.
Is interessant, in Amerika, die grootste kerkverband in Amerika, die Southern Baptist, soos hulle bekend staan. Een van hulle dominees geskryf 'n rukkie terug. Daar's 'n groot probleem in Amerika. Want die helfte van die Christene het nie Sondag die Here aanbid nie. Dit was maar wat hy gesê het en so is dit ook in ons eie land, in ons eie kerkverband, in ons eie gemeente. Elke Sondag se eredienste, oggend en aand, as jy gaan kyk, en jy kyk hoeveel name daar is en hoeveel mense hier is, dan kom jy agter, aanbidding is nie meer so belangrik nie. Dan kan mense dalk na die huis toe vat en vra hoeveel Bybels lê daar in stof opgaar, of mense kan gaan vra hoeveel mense maak tyd om te bid. En dan nog baie persoonlik krities gaan kyk na dit wat jy elke dag jou mee besig hou, dit wat jy doen, en vir jouself vra, voldoen dit aan die wil van God? Is dit wat God wil hê ek moet doen? Is dit hoe God wil hê ek moet dit doen? Wat het dit alles met aanbidding uit te waai, broers en susters? Of met God se teenwoordigheid in ons lewens? Want ons is besig om te aanbid. Op hierdie oomblik, in hierdie erediens, daar waar jy doen wat die Here wil hê jy moet doen, daar waar jy by die huis sit en bid, daar waar jy in die kar sit en bid, daar waar jy jou Bybel oopmaak en jy luister na wat die Here vir jou sê, daar waar jy 'n funksie by die kerk of saam met ander gelowiges bywoon, selfs saam met jou familie by 'n begrafnis of 'n troue, wat doen jy? Jy aanbid die Here. Eintlik is dit baie eenvoudig om te sê, aanbidding raak alles in jou lewe. En alles wat jy doen, moet jy besig wees om God te aanbid. Want deur aanbidding erken jy God is teenwoordig en dat ons in alles wat ons doen na sy wil soek. So as 'n mens vra wanneer, waar en hoe ons God aanbid, dan moet 'n mens vir jouself sê, dit bepaal alles in my lewe, want daardeur erken ek die verhouding wat God met my het. Watter verhouding? Die van die Skepper en die onderhouer van alle dinge, die gewer van my lewe, my verlosser as sondaar mens. Daarmee erken ek, sonder God kan ek nie leef nie. Nou, hoekom is dit so belangrik? Kom ons vat dit 'n treetjie terug en ons gaan terug na ons teksgedeelte toe en dan hoor 'n mens daar van jou geloof in Jesus Christus en die versoening van jou sondes wat gedoen is deur Jesus Christus. En dan word daar vir ons gesê, maar dit het 'n gevolg vir jou lewe. En dis gevolge waarby jy nie verby kan kom nie. En die grootste gevolg hiervan is dat jy sonder vrees God kan aanbid. Hoor hoe sê hy dit? Hy sê, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons kan ook sê, ons het vrymoedigheid om tot God te nader. Ons het die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van die lewende God te gaan staan. Besef ons wat dit beteken. Dat ek en jy sonder vrees, met vrymoedigheid, vrye toegang het tot God. En ons kan dit alleen hê op grond van die soenverdienste van Christus. Dit is hoekom ons tot God kan nader, God kan aanbid, want Jesus het deur sy bloed vir ons die weg deur die voorhangsel gebaan, sê die Hebreërskrywer vir ons. Sy liggaam wat aan die kruis gebreek is eintlik maar
simbolies van die voorhangsel in die tempel wat gebreek word. En ons weet ook toe Jesus sterf, toe het daar die voorhangsel in die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. En vir die wat dit nie weet nie of nie kan onthou nie, die voorhangsel in die tempel was die gordyn wat daar gehang het tussen die heiligste en die allerheiligste deel van die tempel. En alleen die hoëpriester kon by die allerheiligste gedeelte ingaan om juis daar offers te bring en versoening vir die volk se sondes te gaan doen. Maar ons weet hy moes dit elke jaar weer en weer en weer doen. Maar die volk self mag nie daarin gegaan het nie. As hulle daarin gegaan het, het hulle gesterf. Hulle kon nie met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan nie. Hulle kon nie soos ons met vrymoedigheid met God praat en in God se teenwoordigheid gaan staan nie. Totdat die liggaam van Christus verbreek is, totdat by sy afsterwe daardie gordyn geskeur het. Daardeur sê God vir ons, die weg na die lewe is geopen. Die weg na hom toe is geopen. Ons kan met vrymoedigheid na hom toe kom. Hoekom? Want ons almal is nou priesters. Ons is nou 'n priesterlike volk van God. Ons kan nou soos die hoëpriester letterlik in die teenwoordigheid van God gaan lewe en in 'n verhouding met God gaan staan. In die lig van wat Jesus vir ons gedoen het, kan ons met, noem dit maar wat dit is, 'n opregte hart met geloofsekerheid jou hele lewe as 'n offer aan God toewy. En dis die mooi daarvan, dit is wat die wesenlike van ons godsdiens is, sê Paulus. In Romeine 12 skryf hy dit, onthou dit, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. So daardeur sê hy vir ons eintlik jou liggaam, jou verstand, jou emosies, jou gees, al hierdie dinge word in aanbidding aan God gewy. Dis die wesenlike, die onmisbare karakter van aanbidding. Dis die daaglikse uitlewing van gemeenskap met God. Dat ek in dit waarmee ek nou besig is, vir myself vra, hoe is dit aan God toegewy? Hoe word God hierdeur verheerlik? Daarom moet ons onthou, aanbidding is aktief en nooit passief nie. Belangrik, aanbidding is aktief, dis nie passief nie. Aktief daarin, twee goed sê die Hebreërskrywer in die eerste plek, dat ons sal moeite doen om vas te hou aan die hoop wat ons bely, en in die tweede plek, om nie een geleentheid waarin ons tot God kan nader, by ons te laat verbygaan nie. Wat beteken dit om vas te hou aan die hoop wat ons bely? Dit beteken eenvoudig dat jy jou vertroue stel in dit wat God vir jou beloof het. Want jy weet God se beloftes is so goed soos 'n werklikheid wat reeds gebeur het. Daarom hou jy vas aan wat God vir jou beloof het. Daarom hou jy vas aan wat Christus vir jou gedoen het. Want dit stel jou in staat om dan verder te gaan. Om dan ook op grond van wat God vir jou gedoen het, dit met ander mense te begin deel, dit aan ander mense te begin doen, aan ander mense ook liefde en genade te betoon, om ander mense rondom jou aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dis 'n lewe van aanbidding. Dis 'n verhouding tot God. En daardie verhouding bind jou outomaties aan ander mense. Maak van ons, soos mense kan sê, die gemeenskap van die heiliges. Wat sê dit vir ons oor iemand wat nie deel wil wees van die gemeenskap nie? Is ons nog besig om 'n lewe te lei waarin God se rol, God se werk, God se teenwoordigheid erken word?
Onthou dit, samekomste van die gemeente waarvan hier gepraat word, sluit eredienste in, maar dit sluit ook alle ander plekke waar jy saam met gelowiges kan saamkom. En dit, sê die Hebreërskrywer vir ons, is waar jou aanbidding hande en voete kry. Dit is waar jy aan die hoop vashou. Dis waar jy aan die hoop herinner word waaraan jy moet vashou. Dis waar jy op keer herinner word aan wat Christus vir jou gedoen het. Dis hoekom nagmaal volgende Sondag vir ons so belangrik is. Dit herinner ons, dis 'n gedagtenismaaltyd. Dit sê vir ons is aan Christus verbind, ons is aan mekaar verbind. En daarom is daar, kom ons sê dit maar, daar's nie 'n uitkomkans nie. Gelowige aanbidding vra aktiewe toewyding. Iets wat 'n kind van God moet doen. Dankbaarheid in aksie. En dis baie prakties. Mense vra altyd, maak dit vir ons prakties. Dis baie prakties. Want aanbidding vind plaas op 'n sekere tyd, op 'n sekere plek, saam met sekere mense en vir sekere redes. Ons weet volgende Sondag vier ons nagmaal. Ons weet hoe laat dit is, ons weet saam met wie dit is. Ons weet hoekom dit is. En daarom moet mense onthou, aanbidding vra van elkeen van ons aanpassings. Soms omgemak, soms voorbereiding, soms tyd, soms geduld en soms selfverloning. Want dis hierdie dinge wat aanbidding van ons vereis. En dit word saamgevat in een enkele woord. Toewyding. Toewyding aan God. Paulus skryf vir Timoteus en dan sê hy vir hom, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Nou daai woord oefen sê dit klaar vir ons wat dit beteken en wat dit behels. Om in toewyding aan God te lewe is iets wat ons daagliks moet oefen. Ons almal weet hoe werk oefening. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker kry jy dit reg. Hoe beter word jy daarin, hoe sterker word jy, hoe fikser word jy. Dit is interessant dat Paulus dan die woord oefen hier so pertinent gebruik om jou in toewyding aan God te leef. En dis hoe dit werk met aanbidding. Dis jy moet oefen daarin. Jy moet moeite doen om God beter te leer ken. Jy moet moeite doen om te groei in jou geloof. Jy moet moeite doen om ander gelowiges te leer ken. Om jou lewe met ander gelowiges te deel. Met God te praat, na God te luister en te doen wat God vir jou sê. Vra oefening. En dis hoekom ek aan die begin gesê, daar's te veel mense wat sê hulle glo in God. Daar's te min mense wat hom aanbid. Dit is amper so sport, daar's baie mense wat sê hulle hou van sport. Dis min mense wat dit doen. En ons sê ons glo in God, maar maak ons erns met God wat by my is, met sy teenwoordigheid in my lewe. Of is God net iemand van wie ek so nou en dan iets hoor? Ons wat, en dis die hartseer, ons wat met vrymoedigheid tot God kan nader, deur die bloed van Jesus Christus na God toe kan gaan sonder om bang te wees om in die heiligdom van God in te tree. Ons moet toegewyd aan God leef. Ons moet die geleentheid gebruik wat God vir ons gee om hom te aanbid. Want Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Ons is nie soos die Israeliete van ouds wat vir Moses moes sê, daartoe uit die 10 gebooie kry, praat jy liewer met ons nie. Want as God met ons praat, sal ons sterf nie. Ons is nie soos die Israeliete van ouds wat vir
Aaron moes gaan vertel wat het ons gedoen en dan moes hy vir ons gaan intree by God, nie? Nee, elkeen van ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En mag ons daardie vrye toegang wat ons het gebruik. Elke dag, by elke geleentheid, waar ook al ons kan. Amen. Kom ons dank saam deur die sing van Skrifberuiming 10:2, die Onse Vader gebed. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 1, ons sing die eerste en die tweede vers, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Amen.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie almal. Ons wil net geluk sê vir almal wat die week verjaar, in besonder Woensdag oom Hannes Degenaar wat 84 jaar oud word. Dan ons vergaderings vir die week is die 10de is nou môre, vandag is die diakonie vergadering en as die Here wil môre aan die kerkraadsvergadering. Dan uitkoms eerskomende Woensdagoggend besoek ons weer uitkoms, so almal wat graag daar wil betrokke wees, kontak gerus vir Magriet ook. Haar nommer is in die nuusbrief. En dan onthou asseblief, volgende Sondag is nagmaal en dan 12:00 het ons weer nagmaal ete. Die inligting is op die borde ook hierin waar ons tee drink en in die konsistorie. Maar dit is in die vorm dan van 'n braai en 'n slaai. Elke familie bring 1 slaai vir hulle en 1 ekstra mens en dan ook hulle eie vleis en dan gaan ons saam kuier daar agter op die stoep en onder die bome. Sondag 12:00 omdat dit nagmaal is, ons nagmaal ete dan. Dan herinnering, die kattebakverkoping vind plaas die einde van die maand, die 30ste Mei daardie Saterdag. En dan die laaste afkondiging is herinnering, eerskomende donderdag aand om 7:00 die hemelvaartserediens en direk daarna eet ons saam sop en broodjies saam met die ander gemeentes van ons klasses. Dit dan wat ons afkondigings betref, die kinders, julle het vanoggend weer katekisasie, julle kan vir ons hier na vorentoe kom asseblief en die res van ons kan 'n koppie warm tee gaan geniet. So kom ons doen dit.